Dit voel vir my altyd na so 'n stuk musiek dat julle eintlik nou nie meer vir my wil luister nie en dat ons eintlik meer die musiek wil luister. It's net so beautiful. Dis die tweede Sondag van Paastyd en dit gaan ek sê dit altyd wanneer ek in hierdie tyd preek dat daar 'n rede is hoekom Paastyd vir so lank aangaan. Want die kruis in die Christelike geloof is 'n bevrydende simbool, maar dis amper ook 'n traumatiese simbool, omdat dit net so 'n bloody simbool is. En dis hoekom dit vir my so bly maak dat ons Sondae het, dat ons weke het om tot verhaal te kom met die storie van die kruis. Beide die bevrydende storie van die kruis en ook 'n bietjie die trauma van die kruis, veral nou in hierdie tyd. So dis die eerste ding wat ek wil sê as groetwoorde, maar ek wil ook sê hoe voller die kerk raak, hoe meer excited maak dit my. Ek wil eintlik so waai vir almal van die kansel en almal maak so oogkontak en waai op 'n manier en iets oor vandag se erediens en vandag se preek gaan daaroor dat ons 'n gemeenskap van geloof is wat binne gemeenskap met mekaar, binne hierdie connection met mekaar is ons 'n gemeenskap van geloof. We cannot be a faith community without some deep form of presence and connection and also the presence of God. Ons aanvangslied is lied 417 vers 1 en 2. Jesus, ons eer U. Ek gaan julle nooi om te sit met elke lied en as jy so agter jou masker 'n bietjie wil neerie en die woorde so of net in stilte die woorde luister met ons begeleidingsspan, doen dit asseblief saam. Ek het vir die van Sails gevra om ons Paaskers hier voor te kom aansteek.
Dankie. Een van die groete van wat nou al deur eeue weergalm op Paaszondag en in Paastyd is die volgende, waar ek jou in die oë kyk en jou groet en sê, die Here het opgestaan. En jy reageer deur vir my te sê, ag, die Here het waarlik opgestaan. Christ has risen. Christ has risen indeed. En ek gaan julle uitnooi om op hierdie manier ook mekaar te groet. En ek gaan voorgaan en dan nooi ek julle om te reageer op die groet. Die Here het opgestaan. Opgestaan. Gemeente, genade, liefde en vrede vir almal van julle. Want kyk, die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Ons lofsang, ons sing 2 liedere. Ons sing lied 547 vers 1 tot 3. Alle volke klap jou hande. En dan sing ons ook lied 425 vers 1 tot 4. Kyk, die Here het opgestaan. Alle volke klap jou hande, juich tot eer van God. Verhef jou stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemelkoning skenk ons sy genade. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Die volke kniel, die nasies juich oor al sy skepingsdade. Sing en dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemelkoning skenk ons sy genade. God is sy koning, hy roep ons almal saam. Die skare juich en horings blaas, dis almal roem sy naam. Sing en dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemelkoning skenk ons sy genade.
Gemeente, ek nooi julle om julle oë toe te maak en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons as 'n gemeenskap van gelowiges hier by mekaar kan wees. Here, dankie dat ons nie net in hierdie tyd en ruimte by mekaar is nie, maar dat ons oor tyd en grense met gelowiges in ander wêrelddele en ander landdele, soos wat die son opkom in die ooste en in die weste gaan sak, so is daar 'n golf van gelowiges wat U saam aanbid. And God, I thank You that we can be a part of this, a part of a community of faith who can worship in different tongues, in different languages, from a different heart space, and that You, God, are present, regardless of time, space, language, or where we are situated. Here, ek bid dat U met ons gemeente sal wees. Here, ek bid dat U in hierdie Paastyd, wat lei tot Pinkster, dat nie net ons getalle sal groei nie, maar dat ons sal verdiep in ons geloof en die aanhoor van die stem van die Heilige Gees. Here, mag ons nie bid om noodwendig na normaal terug te keer nie, maar Here, mag ons ontvanklik wees vir 'n nuwe normaal, 'n geestelik verrykte normaal. Here, hier waar ons in Brackenfell aanbid, vandag is ons bewus dat U Gees ook hier teenwoordig is. Here, ek bid vir ons bedieninge, ek bid vir ons predikante, ek bid vir ons leiers. Here, dankie dat al hierdie getuig van 'n teenwoordige God. Here, wees ook nou met ons in ons skuldbelydenis, ons aanhoor van die woord wat in die Bybel staan, en ook ons aanluister van U boodskap vir ons. Ek bid dit in U naam. Amen. Ek nooi julle om as gemeenskap van gelowiges ook ons skuldbelydenis voor God te kom bring. En ek lees vir ons Johannes 20 vers 19 tot 25. Dis 'n baie unlikely gedeelte om te lees as skuldbelydenis, maar ek nooi julle om my te volg hierin. Johannes 20 vers 19 tot 25. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. En alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle.
soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. En Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disipels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Ek het hierdie teksgedeelte gekies vir ons verootmoediging, want ons teksgedeelte waaroor ons preek gaan, hang baie nou daaroor saam dat ons verhouding met God en ons geloof in God het iets te doen met ons verhouding met mense en ons geloof in mense. Ek onthou, ek het een keer vir my ma gesê, do you know what, I'm struggling to pray at the moment. And because I'm struggling to pray, I know that your faith has to now carry me through this difficult time. En sy sê vir my, you know my child, I understand something of that. Want ek onthou, toe ek as kind groot geraak het my ouers nog vroegoggend, ek weet, elke oggend, ek kan hulle nie voor 9:00 of 10:00 bel nie, want hulle bid in daai tyd. En toe sê sy vir my, you know my child, sometimes I don't know how to pray, and then I need to pray with your dad. Because this is the only way that I can keep my own faith. En iets van hierdie geloofsekerheid, dat my sekerheid nie altyd kom omdat ek glo of dat ek goed doen of dat ek weet nie. Maar my geloofsekerheid kom baie keer van die feit dat ek op reis is met ander mense. Binne geloof. En dat ek kan sê, ek het nou seriously aangejaag. En dat iemand anders vir my moet sê, maar jy is vergewe, Michelle. Want as ek jou vergewe, dan vergewe God jou. En dit is presies wat ons vandag doen. Ons sê vir mekaar, kom ons vergewe mekaar. Vir dit wat ons baie keer sê en doen, en sometimes we don't even know that we're doing it or saying it. Maar vergifnis is net soveel meer as om die woorde te sê. Want as ek vir jou in die oë kyk en ek sê dit, dan weet ons mos voorwaar, maar God vergewe ons ook. So ek wil vandag, as ons vryspraak, vir julle sê, vrede vir julle, van die opgestane Christus, wat toe hy met sy disippels vir die eerste keer praat, met hulle praat oor vergifnis. Vrede vir julle. Toe hy die eerste keer weer met hulle praat, was dit oor liefde. Vrede vir julle. En vanoggend vergewe ons mekaar met hierdie woorde. Ons lied van skuldbelydenis is liedboek 421, vers 1 tot 3, die Here Jesus lewe.
Vandag se fokus-teks in die leesrooster is Handelinge 4, vers 32 tot 35. Acts 4, 32 to 35. En vir my is een van die moeilikste goed as moderne mens is om sekere tekste in die Bybel te lees. Want daar's geen manier daar's sekere tekste in die Bybel, daar's geen manier dat jy dit buite konteks kan lees nie. Dit is soos wat dit is. Dis doodeenvoudig geskryf, eenvoudige taal, die opdrag wat in die teks is ook dis heel eenvoudig, en dan is dit baie moeilik vir my om in ons eie tyd hierdie tekste te lees. En hierdie is vir my een van die moeilike tekste om te lees. En ek lees dit vir ons, Handelinge 4, 32 tot 35. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. En niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtadig getuig dat die Here uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Ek gaan vers 36 en 37 ook lees. En Josef, wat 'n Lewiet wat op die Siprus gebore is, en wat deur die apostels Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moet inpraat, het ook die grond wat hy gehad het, verkoop, en die geld gebring, en dit vir die apostels gegee. Julle kan verstaan hoekom dit vir my so 'n moeilike teks is, want ek bly in Ewersdal en ek ry my eie kar. Dit is 'n verskriklike moeilike teks. Mense meen dat ons die boek Handelinge moet verstaan in die lig van die inleiding van die boek. So ons moet dit begin lees, as ons hoofstuk 4 lees, moet ons Handelinge 1 eers lees, en dan veral Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as die hele Judea, en in Samaria, en tot die uithoeke van die wêreld. En dan word die res van die boek nou vertel, presies volgens hierdie riglyns. Die getuies, so van vers 1, van hoofstuk 1 tot hoofstuk 7, kry ons die vestiging van die kerk in Jerusalem. So die kerk daar word gevestig. En dan van hoofstuk 8 tot hoofstuk 9, dan brei die getuienis uit na Judea en Samaria. En dan lees ons weer verder, hoofstuk 9 vers 32 tot hoofstuk 28, luister ons dan oor die getuienis wat uitbrei na die hele wêreld. So Handelinge 4, the passage that we've just read, it forms part of this storyline of witness of the church, not only from in our own space, but throughout Jerusalem, and we are probably part of this last bit now. Chapter 28, let's say we're there. Maar verder staan hierdie teks tussen twee verskriklike spanningsvolle verhale. En hierdie spanningsvolle verhale
ons moet iets daarvan verstaan sodat ons hierdie teks se plasing verstaan. En die eerste spanningsvolle verhaal is hoofstuk 4 vers 1 tot 31 en Petrus en Johannes kom voor die Joodse raad. En die rede hoekom hulle voor die Joodse raad kom is omdat hulle in kerktyd, die tyd van gebed, het hulle 'n man wat verlam is. Hulle was op pad om te gaan bid. Toe het hulle 'n man wat verlam is genees. En hy staan nou daar langs hulle. En hy is genees. Maar die genesing is nie so bad nie. Nee, die genesing was vir die Joodse raad oukei. Dis nou die owerhede. Die genesing was oukei. Maar die feit dat hulle gesê het, ons doen dit in die krag van die opstanding van Christus, dit was bad. Dit was vir my nogal interessant. That what we're celebrating, we're taking weeks to celebrate. The resurrected Christ, the power of the resurrected Christ, almost got Peter and John imprisoned. En dan daarna, so dis hierdie opstandingsdinamiek en hulle genees nou mense en maar julle kan dit nie doen nie en julle doen dit nou nog in kerktyd en regtig. En dan hierdie teks word gesandwich dan nie net met hierdie gedeelte nie, maar met nog 'n gedeelte. Die bedrog en die straf van Ananias en Safira. Ananias en Safira, short version of the story, hulle verkoop hulle grond ook, en dan bring hulle nie al die geld nie, en net daar word hulle met die dood gestraf. So hierdie hele tension tussen lewe en dood, en saamwees as gemeenskap, en nie saamwees as gemeenskap nie, en vir myself hou, en vir ander gee, dis 'n vreeslike saga wat hier afspeel. En in Handelinge 4 veral wil die skrywer van die Handelinge teks die toewyding van die eerste Christene beklemtoon, te midde in vervolging. Selfs met probleme, daar's serieus probleme. Julle kan sien, almal wou nie hulle huise verkoop en hulle grond en al die geld gee nie, ander mense dit gegee, mense het dood gegaan en mense is bang en dis eintlik nogal hair-raising om 'n volgeling van Christus te wees in daai tyd. Want jy weet nie wat gaan gebeur nie. Toe ek het lees die eerste keer, ek onthou, Handelinge was een van die tekste wat ek met 'n klomp drug addicts gelees het. En toe ons by hierdie gedeelte kom, was dit so sin. Dis amper apokaliptiek. Nee? Dat mense sommer net dood neerval en so aan, en hoe is dit moontlik dat mense, dat daar sulke tekste in die Bybel kan wees, want dit klink dan eintlik amper asof Christus sê, maar ons moet almal socialists wees, en dit was 'n baie interessante gesprek, wat ons toe uiteindelik gehad het. En hulle wonder, these drug addicts are wondering while we're reading the text, would we have been here if the church was actually sharing in this way? And they're asking me, who's the dominee, these critical questions, and they're asking me, but do you own a car? Do you own a house? Are you going to sell your stuff? So it was quite interesting reading this text in that context, because they're being so critical of me now. And I'm just coming to read the Bible with them. We read Luke Acts, so we got to Acts. Daar's 3 temas wat ek wil ontgin uit hierdie teks. En die eerste een is die sterk, amper overwhelming teenwoordigheid van die Heilige Gees. Wat die kerk elke keer deurdra. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Daar's 'n teoloog, J.B. Phillips, wat dit opsom op hierdie manier. In no comparable period of human history has
any small body of ordinary people so moved the world that their enemies could say, with tears of rage in their eyes, that these men have turned the world upside down. En dis wanneer hy praat oor die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees lei ons as geloofsgemeenskap na 'n upside down world. Daar's twee ander temas in die boek, in hierdie teksgedeelte. Die een is die besondere eensgesindheid onder die geloofsgemeenskap. En die tweede een is die mededeelsaamheid. En ek wil eers 'n bietjie werk met hierdie eensgesindheid woord, om een te wees. En dis interessant dat die Griekse woord vir eensgesindheid, to be one, is ook dieselfde woord vir om heel te wees, to be whole. Dit is dus hierdie passievolle liefdesverhoudings tussen die mense van daai eerste kerk. Passievol, eenheid, vrede, tussen Christene, nie net tolerance nie net verdraagsaamheid nie, maar deel alles, want my vrede is jou vrede, my vergifnis is jou vergifnis. En dis hierdie opstandingsboodskap van heelheid, van 'n man wat opstaan, gesond raak, heel word, wat hulle in die moeilikheid kry by die owerhede, vir Petrus en Johannes. Dit is juis die geneigtheid van Christen wees wat hulle in die moeilikheid kom. En hier vier ek en jy opstanding van Christus, weke aaneen, met ons gesinne, met ons gemeenskap, met ons gemeentes, met ons geloofsgemeenskappe, op televisie, in die publiek, celebrating a resurrected Christ. Die tweede tema, mededeelsaamheid, dis die een wat my so terug laat deins. Want ek deel graag, ek deel baie, maar ek deel nooit alles nie. Die vraag wat ons onsself moet afvra is hoe die mededeelsaamheid van hierdie eerste Christengemeenskap in Handelinge vandag nog vir ons as geloofsgemeenskap ons motief is. Oor jare was daar twee uiterstes in hierdie interpretasie van mededeelsaamheid. En aan die een kant was dit 'n mededeelsaamheid wat amper vergeestelik word. Om te sê dat die eerste Christene het gedink aan die koms van Christus as immanent. Dit gaan môre gebeur. Dit gaan oormôre gebeur. Dis immanent, dit gaan nou kom. So hulle het nie nodig gehad om te beplan vir die toekoms nie. So hulle kon maar verkoop. So en dan word dit vergeestelik en sê maar, ek is nou 48 jaar oud, ek moet dink aan retirement, ek kan regtig nie bekostig om alles te deel nie, want ek kan nie. Die tweede uiterste is om te sê dat hierdie teks letterlik so van toepassing moet wees op ons tyd. Dan word Christene gewoonlik aangemoedig om deel van 'n kommune te word, jou goed te verkoop en net in belang van die kommune te leef. En die beste voorbeeld hiervan is die Amish in Amerika. Ek dink as gelowiges en as kerk, as geloofsgemeenskap in Suid-Afrika,
moet ons juis soek na 'n geloofwaardige antwoord vir onsself in hierdie teks. Ek het so 'n idee dat ons dit juis met ander moet lees. Ek het anders na hierdie teks begin kyk. I really started looking differently at this text when I started reading this text with drug addicts. Because then I read this text from a very different position, different point of view. They were asking me these critical questions that made me wonder about how, as a faith community, we live together. Ons moet veral kyk na hierdie teks in die lig van die brandende kwessies soos grondhervorming, restitusie, regstellende aksie en armoede. In my eie reis met hierdie teks het ek geleer dat ek slegs hierdie teks kan lees uit my eie posisie van diep bevoordiging. When I drove away from the addiction center, I did drive away in my car. I did drive away to my home in Everstal. En toe dit op die leesrooster verskyn, toe wou ek amper preekbeurte uitruil, want dis vir my 'n moeilike teks, waarmee ek nou nog sukkel. Maar ek voel vanuit my posisie van diep bevoordiging, julle en onsself uitnooi as gemeente tot dieselfde uitnodiging, om vanuit ons eie posisie van bevoordiging hierdie teks te lees. Een van die groot redes hoekom die owerhede van die dag die volgelinge van Christus wou vervolg, was omdat dit nie meer vir hulle ekonomies beneficial was, of sou wees om deel van die Joodse Raad te wees nie. Hulle kon dus nie meer die koffers van mense van wie hulle leiers was beheer nie. Want hulle was beheer deur die Romeinse regering en die Joodse Raad moes dan genoeg insamel om dan ook saam met die Romeinse regering saam te werk. En op die wyse wat hierdie nuwe geloofsgemeenskap gehandel het, het geld by mense uitgekom wat daar behoeftes was. Dit was juis die opstandingsgees in hulle wat vir hulle as gemeenskap gelei het om dit te doen. Die owerhede het een ding van hulle verwag, maar hulle het op ander maniere begin leef. Die verlamde man wat genees is ook by hierdie bende, ja, ek sê bende, van gelowiges ingetrek. Sleg beïnvloed. Want hulle was vir hom veronderstel om vir hom te leer om te bid. En toe genees hulle hom. Slegte invloed. Ons vier Christus se opstanding as 'n geloofsgemeenskap wat ons slegte invloed versprei. Hier vanaf Brackenfell oor die hele Cape Metropool tot in die res van die kontinent en dan tot die uithoeke van die wêreld. Mag die Heilige Gees aanhou om ons te lei om met die ongemak van die Bybel saam te leef. Die ongemak van sekere tekste wat ek eintlik nie wil lees nie en wat ek definitief nie wil preek nie. Want ons leef in 'n land en ons leef op 'n kontinent waar armoede amper vanselfsprekend geraak het as 'n verskynsel. Mag die Here ons lei om in die Heilige Gees se voetspore te volg.
Kom ons sing as toewydingslied, Liedboek 526, waar daar liefde is. Ons gaan 'n slotlied sing, waar ons vra dat die Here, die Heilige Gees, se vrede deur ons sal vloei. I have an idea that Christ greeted his disciples with the words, "Peace be upon you," with a reason, so that peace may flow through them. Laat ons sing ons slotlied ook as 'n gebed dat God se vrede ook in hierdie tyd van Paas deur ons sal vloei. Ons sing Liedboek 284, laat hierdie vrede deur my vloei. Ons sing vers 1 tot 3. Laat ek daar liefde bring.
Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan leef in en met vrede. Laat die vrede wat Christus gee, die deurslag in julle lewe wees. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom, want hy het beloof, ek sal met julle wees tot aan die einde van die wêreld. Amen.